Goeiemôre, ek is pastoor Wim. En ek is pastoor Winna. Nou, ons wil geen kerk of denominasie nie. Ons doen net 'n eindtyd Bybelstudie in die geopenbaarde name. Met ander woorde, Jahwe ons Elohim, dis God Almagtig. Yahshua is Jesus Christus. En die Ruach HaKodesh is die Heilige Gees. Ons maak altyd van 3 Bybels gebruik wanneer ons voorbereiding en ons studies doen. Dit is die 3353 Afrikaanse Bybel, die 1611 King James Version, en dan natuurlijk the Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotherham Version, nie the Emphasis Version nie. Ons wil net 'n regstellingkie maak. In die vorige boodskap het ons gesê dat Jahwe ons Elohim, dit wil sê God die Vader, nie Abel se offer welgelukvallig gevind het nie, omdat dit nie opreg was nie. Nou, 'n perd val oor 4 pote, ons het oor 2 geval. Dit was Kain se offer wat hy nie genadig aangesien het nie, wat veroorsaak het dat hy kwaad geword het en vir Abel doodgeslaan het. Nou, voordat ons hierdie feitelike boodskap met julle gaan deel, wil ons julle net herinner aan die feit dat Satan reeds vanaf die tuin van Eden mense verlei het met leuns. Satan vrees geen ander godsdiens soos wat hy Yahshua se verlossing uit genade aan die mens vrees nie. Daarom word daar nie spot gedryf met ander godsdienste nie. Daar is geen groter bedreiging vir Satan en sy demone as die naam van Yahshua, dit wil sê Jesus Christus nie. Die antichrist-systeem is al reeds vir jare en jare aan die beplan, en dit wat vandag ontbloot word, lei alles terug na die invloed wat die Rooms-Katolieke Kerk in alle godsdienste van die wêreld het. Die Rooms-Katolieke Kerk is 'n satanistiese okkult. Sataniese okkult. Is ek reg? Kom begin. Die Rooms-Katolieke Kerk is 'n sataniese okkult. Sy grootste doel is om soveel moontlik mense te mislei met leuns. Nou, elke keer as iemand vra, maar hoe is dit moontlik dat ons dit nie geweet het nie, dan is die antwoord, want die bedrog of die misleiding van die antichrist het nie begin of gister begin nie, maar is al lankal aan die werk. En ons het dit nie geweet nie. En hoe nader ons aan die wederkoms kom, hoe duideliker word die tekens waarteen die Bybel ons waarsku. Dit wat ons vandag met julle gaan deel, is 'n leuen wat al eeue gelede in plek gesit is. Maar onthou, ons het dit nie geweet nie, né? En omdat ons nie geweet het nie en gedoen het wat ons geleer is, kan ons nie verantwoordelik gehou word daarvoor nie. Byvoorbeeld, as jy met jou motor oor 'n stopstraat ry en jy word afgetrek omdat jy nie gestop het nie, dan is die eerste ding wat deur jou kop gaan of jou gedagtes gaan, maar ek het nie 'n stopteken gesien nie. Jy stry met die verkeersbeampte en as julle saam gaan kyk, dan sien julle dat die bord omgery is of afgebreek het en lê in die lang gras langs die pad. Die verkeersbeampte kan jou nie beboet vir jou oortredinge nie. Maar as jy volgende keer weer daar ry en jy stop nie, dan kan jy nie sê dat jy nie geweet het nie. As jy wedergebore is, sal jy dit nie aanhou doen of aanhou daaroor ry nie, net omdat daar nie 'n stopteken was nie. Jy sal die wet of die reël gehoorsaam, want dit is wat die woord sê ons ook moet doen. En as die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, jou waarsku en jy luister nie, dan doen jy sonde, want jy het geweet. Nou, die meeste van ons het in kerkhuise groot geword. Met kerkhuise bedoel ek, ons ouers het geglo in die bestaan van God, van Jahwe Elohim, en Sondag was die rustdag van die week, en ons het kerk toe gegaan. Soms was dit eenmaal, maar meestal 2 maal op 'n Sondag. Die winkels was nog toe op 'n Sondag, en net die kafee, wat op die hoek van die straat aan die Griek of die Portugees behoort het, was oop om die rapport te verkoop, of vir 'n noodgeval. Maar ons ouers het gesorg dat daar nie noodgevalle op Sondag is nie. Alles wat nodig was, was reeds die Saterdag aangeskaf. Nou, ons het geleer dat as jy nie kerk toe gaan nie, dan sal jy nie hemel toe gaan nie. Vandag weet ons dat dit nie die kerk is wat ons in die hemel gaan bring nie, maar ons verhouding met Yahshua, dit wil sê Jesus Christus, en in hoe mate ons in heiligmaking geleef het tot aan die einde van ons lewenspad.
Ons is geleer dat Adam die eerste mens was. Vandag weet ons dat Adam nie die eerste mens was nie, daar was mense geskape voor hom in Genesis 1 tydens die eerste skepping. Ons het geleer dat jy op jou knieë moet bid met jou hande by mekaar gehou, met jou vingerpunte wat na bo wys. Vandag weet ons dat dit nêrens in die Bybel staan dat jy op jou knieë moet staan en bid nie, maar eerder dat ons moet staan en ons heilige hande moet ophef na bo. 1 Konings 8 vers 22, Psalm 143 vers 6 en 1 Timoteus 2 vers 8 sê dit. Vandag weet ons ook dat die hande wat by mekaar gevoeg word, julle weet so, is 'n Hindoe tradisie. Dit is wat hulle doen as hulle so wat 3000 afgode aanbid, en ook wanneer hulle gesiene mense ontmoet, dan doen hulle dit. Ons het geleer, of ons is geleer, dat almal deur die groot verdrukking gaan voor die regterstoel gaan verskyn. Vandag weet ons dat die bruid en die bruilofgaste nie deur die groot verdrukking gaan nie. Nou daar was 3 goed waarvoor die AGS daardie jare bekend was. Dis nou die kerk. Wat verskil het van die 3 sisterskerke. Ons praat nou van die 70er jare en die 80er jare. Nou hulle het die mense groot gedoop, waarmee die ander kerke nie saamgestem het nie. Vandag weet ons dat dit 'n vereiste is as jy die koninkryk van Jahwe ons Elohim of die bruidskamer van Jahwe, dit wil sê Jesus Christus, wil ingaan. Die tweede ding, hulle het gepreek dat jy nie gered is as jy nie in tale kon praat nie. Vandag weet ons dat allerhande tale, letterlik die verskillende tale van die verskillende nasies is. Ons weet dat die gawes in 1 Korintiërs 12 vers 10 van allerhande tale en die uitleg van tale die laaste gawes op die lys van gawes is. Die verrukking van sinne wat gebeur wanneer die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, jou sielsdimensie oorneem, is heeltemal iets anders. Ons kyk na Handelinge 22 vers 17. En toe ek, dis toe nou apostel Paulus, in Jerusalem teruggekom het en besig was om in die tempel te bid, het ek in 'n verrukking van sinne gekom en hom, dit is nou Jahwe, Jesus Christus, gesien. En hy het vir my gesê, maak gou en gaan haastig uit Jerusalem uit, want hulle sal jou getuienis aangaande my nie aanneem nie. Nou, en dan die derde een is, die lidmate het gedurende die diens alles beaam wat die pastoor, dis nou in die AGS kerk, in die charismatiese kerke gesê, het hulle het beaam deur die woord Amen uit te roep. Nou, ons het van kleins af geleer dat jy jou gebed afsluit met die woord Amen, A-M-E-N. En vandag gaan ons vir julle so 'n bietjie agtergrond gee oor die woord Amen. Die Hebreëse woord waarmee die gebede afgesluit was in die tyd van die Ou en Nuwe Testament is Amen. Nou ek gaan vir julle uitspel. A-U-W, koppelteken, M-E-I-N. Ons dink maar aan die Onse Vader gebed, wat Jahwe self aan die disippels gegee het, wat afgesluit is met die woord Amen, in ons Bybels. Wat in werklikheid afgesluit sou gewees het met Amen. Nou, ek het hom nou vir julle gespel. Maar die woord Amen het reeds 2000 jaar voor Jahwe bestaan, wat beteken dat die Rooms-Katholieke Kerk doodeenvoudig die geleentheid gesien het om die woord Amen te verander na Amen. Dit is om die hele wêreld te mislei. Ons moet onthou, ons bly op die aarde. Satan mislei ons. Volgens die encyclopedia, The Catholic Encyclopedia, volume 1 van 1907, verduidelik die Rooms-Katholieke Kerk dat hulle net die woord Amen by die Jode geleen het, om ook hulle gebede mee af te sluit. Daardie besluit was gemaak in 34 na Jahwe, Jesus Christus, toe die Romeinse Ryk verander is na die Rooms-Katholieke Kerk. Daarmee saam verklaar hulle dat die woord Amen een van die min woorde is wat onveranderlik gelaat is in die Hebreëse taal. Nou dit is nie 'n Hebreëse woord nie. Amen is 'n Hebreëse woord.
Dan, tydens the Council of Trent in 1545, dis na Joshua, na Jesus Christus, besluit die Rooms-Katholieke Kerk om die woord Amen te behou, omdat dit volgens hulle soveel keer in die Nuwe Testament gebruik was deur ons verlosser, Joshua, dit wil sê Jesus Christus. Nou weer eens, hy was 'n volbloed Hebreër, en dit was nie die woord wat hy kon gebruik het nie. Die Rooms-Katholieke Kerk verklaar self vandag, hulle die woord Amen, tussen 100 en 127 na Joshua, dis nou na Jesus Christus, in al die Bybelmanuskripte ingelas het. Die rede daarvoor is omdat dit alreeds vir eeue deur die Egiptenare gebruik was om hulle gebede mee af te sluit. Dit wys vir ons dat die Rooms-Katholieke Kerk reeds toe al die Egiptiese afgode godsdiens goedgesind was. Daar was 'n Rooms-Katholieke man, Saint Justin Martyr, wat tussen 153 en 155 na Joshua 'n dokument geskryf het, wat genoem was The First Apology. En dan onder die punt on the Eucharist and the Ancient Mass, het hy voorgeskryf dat al die lidmate wat die Eucharist of die Mass, wat die nagmaal is, bywoon, die paus of die priesters se gebede vir hulle sal afsluit met die woord Amen. Vandaar af het die woord Amen ook deel geword van die kinderdoop. En toe het dit oorgespoel van die Rooms-Katholieke Kerk na die protestante kerke. Nou daar is twee hoofgroepe Jode in die wêreld. Daar is die Ashkenaziese Jode, of in Engels Ashkenazi Jews, en dan is daar die ortodokse Jode. Die Ashkenaziese Jode is die grootste en die derde oudste groep binne die Joodse diaspora. Dit is die Jode wat buitekant Israel woon. Hulle glo dat hulle uit die oorspronklike bloedlyn voortkom, en hulle sê vandag nog Omein. Ons het dit gesien in die Strong's Concordance nommer 543 in the Hebrew Lexicon, as ook in die Aaron Picks Dictionary of the Old Testament. Hoe lekker meng ek nou die Afrikaans en Engels? Nou ja, ons kyk nou na die Egiptiese god Amun. Nou Amun was 'n beskermgod wat in Thebe in die antieke Egipte aanbid is. Die Hyksos was 'n kombinasie van volke van Wes-Asië wat die oostelike Nyldelta oorgeneem het, en hulle god was die songod Ra. Die Tebane dryf die Hyksos heersers uit Thebe, maar teen daardie tyd aanbid hulle ook die songod Ra, en hulle besluit om hulle god Amun en Ra saam te voeg om dit magtiger te maak, en hy word Amun of Amen Ra. As die hoofgod van die nuwe ryk, dis nou nadat die Tebane van die Hyksos heersers ontslaag geraak het, word Amen Ra so magtig dat sy posisie as koning verhef word tot op die punt van monotheïsme. En monotheïsme is die woord wat afgelei was van die Griekse woord mono, wat alleen beteken. Wat beteken dat alhoewel verskillende gode erken word, word slegs een hiervan as die hoogste godheid vereer. Nou, Amun-Ra of Amen Ra was reeds 2000 jaar voor Joshua se geboorte as songod aanbid deur die Egiptenare. Wanneer 'n mens na die Egiptiese hierogliewe kyk, dan sien dan is die tekeninge en die prente, dis nou wat hulle gedoen het daai tyd, van Amen Ra as die songod op bykans elke muur in hul tempels en grafkelders. Nou julle sal onthou dat ons al gepraat het van die een wêreld godsdiens, wat deur die Rooms-Katholieke Kerk of die Vatikaan beheer gaan word, wanneer die een wêreldorde geïmplementeer gaan word. En hierdie is presies wat dit is. In Maart 2023 word die Abrahamic Family House in Abu Dhabi geopen, waar daar 'n moskee vir die moslems is, 'n sinagoge vir die Jode en 'n Katolieke kerk vir die Katolieke Christene is. Hoekom? Because we all serve the same God. Nie ons nie. Nee, obviously nie. Ja, nie ons nie. Maar dis wat hulle beweer, we all serve the same God.
Die 12de Oktober 2025 maak die Rooms-Katholieke Kerk bekend dat hulle vir moslim studente 'n afsonderlike plek gemaak het in die biblioteek van die Vatikaan, sodat hulle daar kan aanbid. Nou, dit word gesê, we are a universal library. He added that there are Abrahamic, Jewish, Ethiopian collections, unique Chinese pieces. Years ago, we discovered that we have the oldest medieval Japanese archive that exists outside the Rising Sun. Nou, die Rising Sun is die Japanese landslag. Julle weet die wit vlag met die son, that's the Rising Sun. Die Satan het die hele wêreld gekry om deur een woord te verander die songod Amun-Ra of Amen-Ra te leer en aan die te eer en aan die einde van ons gebede te voeg. Ongeveer 1000 jaar voor Jahvashua word hierdie Egiptiese songod Amen-Ra in die Griekse Parthenon aanbid as Zeus, wat ook genoem word Amen-Ra. Toe die 2de eeuse Griekse Septuagint geskep is, word die woord Amen vir die eerste keer ingevoeg in die Griekse tekste. Net 'n verduideliking, die Septuagint of die LXX is die Griekse vertaling van die Ou Testament. Die belangrikste verskil tussen die Septuagint en die Hebreëse Bybel is dat daar 'n hele klomp byvoegsels en selfs ekstra boeke in die Septuagint is wat nie in die Hebreëse Bybel is nie. Nou, kom ons, net vir interessantheidshalwe wil ek net met julle deel hoe die woord Amen deur ander gelowiges gebruik word. Die Jode sê Amen, wat beteken let it be. Islam of die Moslems sê Amen, wat beteken I agree. Die woord Amen kom nie in die Koran voor nie, maar dit word wel voorgeskryf in die tweede heiligste boek van die Moslems, wat die Hadith is. Die Arabiere, wat ook Islamiete is, verander die Arabiese woord Amana na Amin, ongeveer 850 jaar na Jahvashua, sodat dit dieselfde betekenis kan hê as die Rooms-Katholieke woord Amen. Dit is hoe ver die invloed van die Rooms-Katholieke Kerk daardie tyd al gestrek het. Die Hindu-Sanskrit gebruik die woord Om aan die einde van hul gebede, aan wat hulle aanbid, so wat 3000 afgode wat hulle aanbid. Die Grieke, wie se afgod Zeus is, gebruik die woord Amen, reeds 400 jaar voordat Christenskap of die woord Christen geskep is deur die Romeinse Ryk. Keiser Constantijn was die Pontifex Maximus, wat die hoof van die kerk en die staat is. Dit is waaruit die Rooms-Katholieke Kerk of die Vatikaan bestaan. En 320 na Jahvashua, na Jesus Christus, tydens the Council of Nicaea, word die woord Christen vasgemaak. In Frankryk word die woord Amen gebruik in die kerk, maar in die Cajun French gebruik eerder Ansi Sotil, wat beteken so be it. Die Egiptenare natuurlik gebruik die woord Amen, want hulle aanbid Amen-Ra. Nou, ons het aan die einde gekom van hierdie onderwerp. Ons wil julle maar net ingelig het oor waar die woord Amen vandaan kom, en jy kan jou eie besluit maak van wat julle dink, of jy eie navorsing gaan doen omtrent Amen. Ek wil net noem dat ek persoonlik sê laat dit so wees, en halleluja. Pastoor Wim sê laat dit so wees, ja. Prof Hannes sê net halleluja, Ja. Ander mense wat ek ken gebruik die woord Amen. Maar solank 'n mens wegbly van die woord Amen af, kan Satan jou nie vashou nie. Kom het ons afsluit. Ons almagtige Hemelse Vader, ons het weer eens aan die einde gekom van nog 'n uitsending waar ons die woord aan die mense verkondig. Daar waar daar tuistering is, daar waar daar aanslae is in ons doene en late, pleit ek by U dat ons die mag en die krag sal gee om dit te sal kan weerstaan, om te kan vasstaan in U woord. Seën hierdie woord wat uitgaan in 'n verlore wêreld. Seën een en elk van die mense wat hierna luister, want aan U kom toe al die lof, die prys, die dank en die aanbidding, want ons aanbid 'n lewende verlosser. Alles tot eer en verheerliking van U groot en heilige naam. Laat dit so wees. Halleluja. Baie dankie, totsiens. Dankie, Tata.